ouderlinge, elke broer, elke suster, ons kinders, ons jeug en dan die wonderlike naam van die Here. Ons het met sy afspraak van 9 uur. Ons staan op as in ons duikkoortjie weer en ons maak die naam van die Here groot. Halleluja. Goeiemôre liewaardes. Goeiemôre liewaardes. As jy blys in die huis van die Here. Kom aan, as jy blys in die huis van die Here. Kom ons sê die Here so lekker prys vanmôre. Halleluja, halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Goed dit om jou voor jou langs jou en agter jou. Goed om met 'n smile sê ek is bly om jou te sien vanmôre. Amen. Kom aan, met 'n smile. Dis so kwaad hier iemand. Halleluja, ons sing op die pas hier vanmôre. Halleluja. Halleluja. Is hij nog hier? Is hij nog hier? Is hij nog hier alles? Jullie hebben zijn besteed verloren. Is hij nog hier alles? Halleluja. Gaat ons nou.
Amen, dierbares, prys die Here. Ons moet kan verlang om te wees soos hy. Prys die Here, ons sing 'n lieflike aanbiddingskoortjie en ons maak die naam van die Here groot. Jy weet, ons het elke een ingestap met 'n verwagting en vandag wil ons ontvang uit die hand van die Here. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb of God. You are holy, Lord. You are holy.
dankie, Here. Baie dankie, Koning. Baie dankie, Jesus. Halleluja, terwyl ons in die stemmel is, gaan ek die systematic Bosman vra of ons die dienste kom. Baie dankie. Dat ons weer iets opgewekt en worden genade van de Heer. Ja, Vader, die nacht was onbekend wat u door zijn Heer gedaan. En vanmorgen kan ons met blijdschap de Heer dankie zeggen. Ons is vanmorgen de kant van die leven is, van die zoveel over die Heer dankie te kan zeggen. Ons gespaard en leven, Heer Jezus. Zodra je die nacht met ons begint, is u weer daar. En ik jou aan van die toer. Ons bidden, halleluja, om die lof en eer aan de Heer te verstaan. Dankie vanmorgen, Heer Jezus. Ja, woorden van je kan lezen. Die aan te kan roepen, Hemel Vader, te God, dat we bewandeling uit te zien. Die God met al ons woorden is, halleluja, die God van die grootheid. Zo dankbaar vanmorgen, Heer Jezus, dat ons Hemel Koning kan inwooien. Sê, Heer, ons inwooien. Ons is afhankelijk van de meester. Ons kijkt vanmorgen op, Hemel Vader, naar jullie groot God van wonders. Waar je moet ingekomen, Hemel Vader, met verschillende problemen. Met een woord om ons Heer Jezus. Maar ons weet vanmorgen die oplossing is vanmorgen in de hand van de Heer. En ons zegt vanmorgen van de Heer is voor mij je dankie. Kom zeer vanmorgen in die bediening. Dankie, Hemel Vader, wij zitten wat in die bediening leiden. Kom zeer aan Heer op een natuurlijke wijze. Dat ze die dit zijn leiden over die laatste zaken. Hemel Vader, dat is die prediker vanmorgen. Hemel Vader, zeer aan vanmorgen. Zelf afkom in dat van Heer Jezus. Niet met dat eigen wijze en kennis niet, maar met die strategieën van die Heer. Dat is als je zo ziet, die Heer van die leerschalen van onze genoeg nodig. Heer, ons kan niet zonder die. Ons is afhankelijk van die Heer. Hemel Vader, zeer vanmorgen in die bediening. Dat Hemel Vader wat gedoen gaan worden. Ons verwelkom die soebreinheid. Dat het vanmorgen voor ons waaien, halleluja. Dat we ons benakt vanmorgen hebben. Ons zeggen voor dankie. Zeer ons gebed in Jezus naam. Ik baie dank. Prijs die Heer, ons kan ons preken inneem. Halleluja. Die waar is ons vrouwendag. Is 9 Augustus. Ons onthou wat het 70 jaar gelede gebeur. Jy, toe die vrouwen opstaan en hulle sê genoeg is genoeg. Ons sal gaan. Maar jy weet, ek kyk toe so op in die geskiedenis. Ek sien die vrouwen, Lily en hulle, Sofie, jy die vrouwen beweeg. Hulle doen 'n petisie in om 20.000 vrouwen te verteenwoordig. Vrouwen, kom ons moet weer na Jesus toe. Ons moet weer die parlement toe neem. Ons moet sy optocht doen. Halleluja. Spreuke 14:1 sê, 'n wyse vrou bou 'n huis. 'n goddeene breek op 'n elk 2 hande. Kom ons wyse vrouens is wat ons huise bou. Alles omstandighede ook. Weet 'n vrou smile altyd, maar diep in haar hart is dat die feit. Dierbaar is, hier is prachtige geseënde vrouwendag. Vir elke vrou vanmorgen en ag is. Prys die Here. Moet nie met ag nie. Halleluja. Ons is waardig. Ons is geloofsvroue. En die prediker is dat dierbaar. Dus kom ek al mee in. Halleluja. Ek wil vanmorgen vir u verwelkom in die huis van die Here. Weet u daar instap het u nie geklop het, maar die kom in die papa se huis. Wees vry vanmorgen. Doen wat u doen by u kerk as u 'n besoeker is. Prys die Here. Ons maak die naam van die Here groot. En ons beweeg 'n bietjie sodat die lidde kan losraak ook. En ek vra as hy nog 'n besoeker is, dat u sal opstaan en ons u kan hartlik verwelkom. Prys die Here. Prys die Here. Dierbaar is ons nou hartelijk verwelkom, maar voor ons gaan beweeg en ek duidelijk aan die kleinters oorgee, waar die afkondigings kom doen.
dat u nog kan mooi hoor voor u ore net op toeslaan, dat u alles gehoor wat u moet hoor, die Here seën. Dankie, suster. Ek groet u almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Pastor Bobby, Juffrou Brooks, die kerkraad, almal wat hier teenwoordig is vanoggend. En ook aan ons vroue. Amen. Happy Women's Day. Iemand het woensdag gesê, die eerste wat gesien het dat die Here opgestaan het, was die vroue gewees. En hulle het gehardloop waar hy was. En dit is wat die vrouens moet doen. Hardloop waar hy was. Die afkondigings is as volg. Soos het maandag ons leerdiens 7 uur. Dan woensdag het ons ons gemeente bid hier. Ek sê vir pastor in die weke, ons moet dalk net, ek kon dit nog nie afwee, ek kan net vir ons wil gesê, dat we must rebrand die woensdag bid hier na die pitstop service. Want daar is soveel krag wat een mens optel op een woensdag. That's amazing. Nou, een mens raak ons moeg hierin. Maar dan kom ons nou net hier op een woensdag en ons bid en ons worship net so bietjie. En voel het ons nou weer recht tot Sondag. So woensdag aan de 7 uur. En dan donderdag aan de 7 uur ook is die Men's Ministry. Vrijdag ook 7 uur. Vrijdag die jeugd. 7 uur. En dan die support group is Monday, Tuesday en Thursday. 5:30. Die so by die kerk ook. En dan soos ek verstaan, die sisters is Saterdagoggend. Saterdagmiddag 3 uur. Sorry. Okay. So, die sisters gaan Saterdag met TV start toe vir 'n konferensie. So dat sal dan nog nie wees betekenis. Okay, dan juffrou, jy het net gevra dat al die sisters agter moet bly. Pas het ook net gevra dat die kerkraad moet agter bly ook. En dan van die sonnaskool se kant af vir die maand sal daar geen oefening wees nie. Amen. Ek moet net verskoning vra, ons het gesê dat die link vir die database sal al 2 weke terug gestuur, maar daar was net 'n issue gewees. So hopelik die week sal ons nie die vorm uitstuur, maar elkeen van die kerk net moet vir ons invul. Dit gaan sommer op die foon wees. So almal wat kan WhatsApp kan 'n vorm maak. As jy verskoning sê. So sodra die link uitgestuur word, kan ek net vra dat almal ons ook net daarom weet wie is ons lidmate en het gee vir ons ook daar steps waar die kerk mee kan werk. Einde van die maand die 29ste is die Mothers and Daughters event. Kaartjies is beskikbaar van juffrou af. So asseblief. Nou ons het vanoggend ons nog gehoor dat so 'n snaakse geluid wat uit die mics en die speakers uitkom. Die pledges is nog steeds en ons vra asseblief ons wil graag die musieke upgrade om het so te stel. So die kaartjies is nog hier so. Ek het vir Olie Jacobs gevra die week. Ons het maar 2700 ingewin vir die pledges. So dankie vir die wat gegee het. Maar ons doelwit is nog baie ver. Amen. So ek vra alles het 100 rand, alles het whatever amount. Kom ons pledge asseblief. Dit sal baie waardeer word. Nou, die kom nog van my af. Ek kan nog eens by die kerkraad regtig nader, maar October month is Pastors Appreciation Month. En ek doen het opzettelijk al nou al. Because it is, Pastors Appreciation is not something that only happens in the local assembly. The AFM National Office also recognizes Pastors Appreciation as a national church. And net so bietjie geskiedenis, Pastors Appreciation started in the year 1992. So that's nou al 'n paar jaar terug. En Pastors Appreciation, the Bible says, the Apostle Paul says that the leader, the head elder of the church is the pastor.
should receive double honor. Amen. Amen. Is afgelopen. The leader of the church should receive double honor. Nou, ek wil net dien noem, soos ek gesê het, die AFM National recognizes this day. Nou, onze kerk is misschien niet sorry, takshow kerk. Amen. Amen. Ek is trots om AGS te wees. Toe ek van Kimberley aftrek Richards Bay toe, was my eerste keer wat ek gaan soek het, was een AFM church. And the motto of the AFM is where there is people, there is AFM. En AFM is ek kan amper sê die grootste Pentecostal kerk in die land, in Afrika. Ons het miljoene mense. Nou, hoekom ek dit sê is, omdat die kerk so groot is, en ek hoop nie, ek gaan over pastor, Alfeni of Tilburg, maar ek weet nie waar is pastor nie. But because the AFM church is such a big church, stel hulle ook nie enige mens aan, om die mense te leid. Vraag vir my, ek was hier op proces, weet om in die Bijbelskool in te kom. Ek het nie online gegaan en het gesê, klik, hier is die Bijbelskool, ek gaan join. Nou, die kerk moet eerst approve, dan gaan die regional office. Dan moet die regional office die mens approve. En dan vandaag is het die Bijbelskool, na die Bijbelskool is 4 jaar Bijbelskool. Dan is het die ministry and learning. Daar is er nog een jaar. Na die interview die national office, die pastoor. En dan gee hulle eers goedkeuring. So what am I saying? Die lede wat ons hier het, Pastor Willie Brooks, is nie gevreed nie. Hy is geroep, hy is kwalified, hy is gevoel. So, ek voel, en from my side, toe ek hier aangesluit het 'n jaar terug, I felt the connection with this man. So, die Bijbel sê ons my gees en jou gees stem saam. So, die man wat ons het, is nie 'n gevleide man nie. He is really a good man of God. So, pastor's appreciation happens in the month of October. En ons gaan nie, ek wil nie die keer van 'n groot boeha maak nie. But it's a personal matter. So, wat kan ek doen vir my pastoor? Ja. En keizer in, as die huise, die families mooi die pastoor, hulle gee vir hom ete. Hulle koop vir hom geskenke. It is not a church matter, but it is my relationship with my pastor. Yes, And that is what a pastor's appreciation. Ons sê net dankie vir pastor en my pastor. So, ons gaan het nog afkondig, maar onthou net Oktober maand, dis Pastor's Appreciation maand. Ou die Lord nou net gesê, ons het payments gekry in ons rekening vir die pledges, maar as jy 'n referensie of 'n naam nie. So as jy geld inbetaal in die rekening aan, laat nou kyk vir Pastor van of ou die, net om te sê ek het inbetaal. En dan, ja, so die Bangladesh sal ek op die groep post. Ons het ook nie volgende projection nie, die laptop is nou weer gemors volgende. So, ek sal net die banking details post in die groep. So asjeblief, soos ek sê, ons het nog 'n lang way om te gaan. Maar kom ons onthou al die rekening is. So, geniet die diens verder. Dankie. Baie dankie. Die het duidelijk gehoord, die wat nie verstaan het of mooi gehoord het, die vrou maar na die diens. Van ons groot mense soms daar achter, dan sê ek het nie mooi gehoord nie. Maar as jy nou vir my gaan vraag, dan sit ek 'n sterkie aan. Vraag maar die man self, wat het hy vanmorgen gesê, en die Here seën u. Hier maar gaan opstaan, en ons sal dit die losman gestoor. So, 'n lieflike parentwoord is sy. Daarna gaan ek oorgee aan Suster Bunny Bekloem. Wat vraag sy?
begin wil weer. Kom ons staan. Wie kan omkeer as God begin wil weer? Wie kan omkeer die vallen van die Jordaan voor die water die keer as God begin wil weer? Wie kan as God begin wil weer? Wie kan omkeer as God Goeiemôre. Goeiemôre pastoor. Goeiemôre juffrou. Goeiemôre al die vrouens van Aggeesligheid. Goeiemôre Aggeesligheid. Sjoe. Die susters wat ek gister hier agter gewees het. Julle het uitgemis. Julle het uitgemis. Moes ek skryf. Maar ek het gesê ek gaan nie ek wil net op paar goedjies vir ons vrouens noem wat hier sit, want dit is ons vandag Vrouedag. So. Ek wil net vir ons vrouens sê dat ons is geneig om agter ons families te kyk, maar jy vergeet van jouself. Ek het 'n voorbeeld genoem en gesê as ek in die dorp kom, jy dink altyd eers aan jou kinders, maar jy het eintlik gegaan om vir jou iets te gaan kry. Maar dan koop jy vir jou kinders. Ek wil net vir die vrouens sê, julle is waardevol. Julle is sterk. Jy is geliefd. Jy is geskape met 'n doel. Ek het gistermiddag ook gesê, gee jouself verdrukking en sê vir God, dat hy jou moet versterk, dat hy jou trane sal afvee, jou verdiep met jou geloof en herinner dat dit nie verby is nie, dat ons elkeen 'n storie het om te vertel. Dan kom ons nou weer die geldsake. Jy sê gewoon hoeveel keer van pastoor gebel het en gesê dat pastoor is die geld nie net uit die so. Maar dan dink ek nie, maar nie, jy kan. So, ek geef julle 2 Korintiërs 9 tot 7. 9 tot 7. Dat God 'n blymoedige gewer liefhet. Wanneer ons gee, gaan dit nie oor die bedrag wat ons gee nie, maar wel oor die hart waarmee ons gee. Kom ons gee met dankbaarheid, geloof en liefde, omdat alles wat ons het, kom van die Here af. Mag elkeen gee wat God in julle harte in belê. Kom ons dank die Here vir alles wat hy vir ons doen. Kom ons bou God se koninkryk. Kan ons net staan en bid ons. Dit moet vergeet is baie miskien. Amen.
Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre hier kan staan, Here. Vir elke vrou wat vanmôre hier staan, Here. Weet net dat hulle waardig is, Here. Elke vrou wat vanmôre hier staan met 'n gesin, wat 'n man het, Here, wat kinders het, Here. Maak ons toe die kosbare bloed van Jesus Christus, Here. Elke hand wat kan gee vanmôre, kom seën hulle, Here. Die wat nie kan gee, Here, ons seën hulle nog steeds, Here Jesus. Wat ons gee met 'n dankbare hart, Here. En ons gee om die koninkryk van die Here groot te maak. Baie dankie, amen. Amen. Baie dankie, Suster Bunny. Kom ons bly staan. Ek dink, as die staan, dan kan jy maklik die sak. As die sinne sit nie die sak vas, dan kan jy nie die lekker gee nie. Ons sal 'n lieflike koortjie en ons staan op en ons gee met 'n blymoeder gehad. Prys die Here. God sorg vir die mossies. God sorg vir die diere. God sorg vir die plante. God sal sorg vir. Kom aan, God sorg. God sorg vir die mossies. God sorg vir die diere. God sorg vir die plante. God sal sorg vir. Dis die van komen. Pastor Duncan het altyd gesê, as 'n voorreg, wees voorreg. Vir my is daar mens van die Here te wees is 'n voorreg. Soms begeer ek om hier te wees, die omstandighede laat my soms nie toe nie. Daarom ouder Blok sê altyd, as jy gesond is, waardeer jou gesondheid. As jy nog kan beweeg na die huis van die Here, wat hier dierbaar is. Halleluja. Ons gaan die vlekvoortjie sing, as u verjaar het, gedurende die week, huweliksherdenking gehad het, of die Here het u geseën, die dit 'n dankbare hart kan nie na vore kom, gaan ek oorgee aan Sister Jackie Renoster, wat die taak is ons gaan doen.
vir elke moeder, want dit is vanmorgen een geseende vrouwendag en een gelukkige dag. Mag julle geniet wat vir julle voorgesit word. Goed op op pastoor en Jebel daar die onpeilbare naam van ons Jesus Christus. Julle is op vanmorgen dankbaar en blij dat Jebel my die geleentheid gegeen het. Vanmorgen is dat jy maar van my best probeer. Dis te kan sê, om net ons het hierwaarts te kan vermoeden. En van die Heere vir een geseende met die jaren weggekomen en hulle sal lewe in. Dat is net heel dankbaarheid. Die genade van die Heere van die voorbeeld. Die staan dat die Heere van hulle gezond gehouden. Die die donker dag om hulle gebehoed en bewaard. Die ken elkeen sy strijd en probleme wat ons moet deurmaak. Ek het net hier sy gekomen. Die Heere is my herder, niks aan my ontbreek nie. Hy laat my neer en groen my veld en hy laat is waar Christus lei my hier, my verkoop my siel, en lei my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook inderdaad van doodskade wie ek sal geen onheil vrees nie, want die is met my, die stok en die stand die vertroos nie. Die bereid die tafel voor my aangezicht teenoor my teestanders, die maak my woord, pet en olie my beker nog woord. Dit goedheid en gul saam my volg al die dagen van my leven, ek sal in die huis van die Heere bring Amen. Nou, amen. Ek wil het vanmorgen vir ons het dierbaar sê vanmorgen hier staan. Dankie vir die jaar wat God by julle sy lewe gevoeg het en mag die Heere by julle seën op die jaar wat voor en met alle voorspoed en geluk in julle sy lewe in. En selfs vir hulle wat die Heere geseën het om dankbare harte het. Want God is jou herder en jou toevlug in jou lewe, want dit is sy genade wat vir jou elke dag draai. Hy beskerm en draai jou deur moeilike tye, sy liefde en trouw van geslag is tot in alle ewigheid. God is bekend met elke tree wat jy gee, selfs in die donkerste uur is hy. Mense skryf jou af, maar die Heere nooit nie. Bly by die voete van die Heere, vertrou op hom, soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou kry. God weet wat jy nodig het, wat op die regte tyd en op die regte manier het hy 'n antwoord. Wat in sy weë en wil, hy draai jou deur slegte dae en goeie dae, deur slegte tye en goeie tye. Sy hand van genade is oor jou. Hy is 'n God van geduld, lankmoedigheid, sagmoedigheid. Hy is jou ewige Vader en vredevors. Sy liefde is nooit nie oneindig nie. Gee jou stryde en laste vir die Here. Hy is bekend met elke hartseer en pyn wat jy het as hy hartseer en pyn wat jy het as hy die vertrooste in jou lewe. Mag God se guns en vrede op jou rus. Amen. Kom ons bid net saam. Ons vertrou jy moet se Vader, Here is vanmorgen weer Here is dan vanmorgen dierbare Heer wat moeilik op 'n jaar wat Here wat God selfs die jaar wel sy lewens gevoeg het Here, hulle wat selfs dankbare harte het Here en met enige wat God vir hulle geseën het Here, dit is net uit die hand van die Here uit Here dat hulle wat hier staan Here, dat God vir hulle sal draai Here teen hierdie onbekende dag Here, iets vanmorgen bekend met elke beweging wat hulle maak Here, selfs met hulle se sit Here, selfs 'n geselsgroep wat hulle aan het Here, is nie vanmorgen bekend met hulle Here, draai hulle teen hierdie onbekende dag Here, maak hulle toe Here met die bloed van Jesus se naam Here, vergroot hulle se grondgebiede, Heilige Vader Here, vanmorgen laat ek hulle oor in die hande van die Here, want die is vanmorgen die kenner van die hart Here, en die toetser van die Here, vanmorgen moet ek hier ingekom het Here, met pyn Here, met bedroefde hartseer met God Here, want die is vanmorgen die vertrooster van alles, en ek wil Jesus Here, die is die God Here, op wie is vanmorgen kan trouw Here, en alles wat ons vraag in sy naam Here, en die antwoord vir ons Here, dan kan ons vanmorgen net vir die Here, dankie sê Here, sien hulle vanmorgen Here, kinderlik in Jesus machtige naam. Amen. Verheerlijk sy naam.
so jy weet ons hierdie pastoor lyk ras die dag. Ja. Amen. Maar ek maak ons 'n joyful noise, is nie so nie. Amen. So is jammer so irriteer, maar die blydskap van die Here wat binne in my is. Die Bybel sê dit is my beskutting. Halleluja. Dis alles wat my breek maak as ek dit nie. Halleluja. Ek wil net so baie as net so dat die Marie Taylor vanmôre baie geluk sê met haar 78ste verjaarsdag. Ons is so bly van die Here dat die Marie op haar jaar by die Here gevoeg het en mag die Here hier ry toe sê ek wil sien ek is so volkraag hierdie meks. Dis 'n twee krag hier teen mekaar. Ek wil ook net van my kant af wil ek net vir Ankoelsom terug verwelkom vanmôre. Ons is baie lekker gaan rus die bad. Sy was by haar dogter in Johannesburg en vir 3 maande as gered. Sy was so 3 maande weg gewees en is volgende dag eerste keer terug in die huis van die Here. So baie welkom terug, mag die Here die reding sien. Dankie aan sy. Prys die Here, dierbaar is. Alles het so uitgegaan. Ons het gehoor. Ons moet nou ons hart afgesluit kry om te hoor wat die Here vanmôre vir ons sê. Terwyl ons vir die kan wil ons oor die gaan sang en ek oorgee aan Suster Peacock of ons die woord van Betty. Halleluja. Kan ons staan die dag? Ek wil terwyl aan die Connie na vore kom. Ek wil net weer onder die aandag bring. Dat ek dink nie ons moet worship hanteer as 'n section in 'n diens waar ons gevra word om sing aanbiddingsliedere gaan so te bring. As ons dit so verstaan, dan mis ons die hele purpose van worship. Ek is van mening, broer, jy moet daar wees vir my, hè? Ek is van mening dat worship en maak nie saak wat se koortjie dit gesing word. Want baie van die gelowiges gaan in die kerk en dan voel hulle my koortjies gesing vandag, so die lied was nie lekker. Worship is nie vir jou nie, wat? Nee, ek is regtig ernstig. Worship is nie vir jou. Is iets wat direk aan God moet gaan. Want volgens my is hy elkeen wat waardig is om aanbid te word. Inteendeel, soos ons almal hier staan in die kerkgebou, as dit nie vir die Here was nie, dan sou ons nie gewees het. Soos jy nie weet hoekom jy moet aanbid nie. Dit nie dat hy weet. Ek dink daai is rede genoeg om die Here te aanbid. Dit wat u lewe. Want lewe is 'n gawe wat ons van God kry. En is iets wat ons op weet as ons as spreking moet aanvaar. So ek wil nie vanmôre, ek weet nie wat, dit is ook nie vir my reg dat 'n worship leader 'n kerk moet wil amper soewat, wil op die hande, sluit die oë, aanbid die Here nou. It's not supposed to be like that. Because worship is something that's happening, that's supposed to happen spontaneously. So. Amen. That's die wat ek net wil deel met u. Nie vir my luister. Nie vir my luister. God is not about me. Maar ek net en connect net met die Heilige Gees in hierdie oomblik. You are holy, only you are holy. You are holy,
Amen, dierbars. Ons gaan goed in die beminde naam van ons Here. Dank die Here vanmôre, want dit is die dag wat hy gemaak het. En hy verwag van ons om te jubel en te juig. Want dit is ons ook aan ons geskenk met genade. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ons vader en moeder te groet. Dankie vir die voorrecht, suster. Ek waardeer dit. Ek het vir 'n mens onwaardig om te staan, maar dank die Here dat jy iets in my gesien het. En ek vertrou dat ek waardig sal wees om nou, ons weet, Arvera het al gesê, dis vrou en man, alles is al deel gegee. En ek wil vanmôre net so 'n bietjie nie afdwaal, maar ek wil net ons moeders groet, ons vader, die mooi naam van die Here, ons kinders, ons jongelinge, die jeug, die Sondagskool, want is ons toekoms van môre. Hulle moet voor hier staan, in die toekoms sal hulle hier op ons plek oop vanmôre. En vanmôre wil ek net vir my moeder en vader. Ek wil ook vir die mense wat so vir ons lig. Ek wil vir ons pastoor vanmôre. Ek het net iets. Want nie altyd kom ons by mekaar dat ons so kan sê ons en wat ons aan die sien en wat die vir ons doen. Ons waardeer u genoeg. En vanmôre wil ek vir u sê, to our pastor, you wear the title of pastor because you answered God's call. To be a shepherd, a servant, and a teacher to us all. You share God's word with passion and dedication, and you care deeply for others without hesitation. You lead the flock with wisdom and grace as you teach, guide, and remind us of God's great love and embrace. We appreciate the many things you do, and the most of all, we thank you, our Heavenly Father, for blessing us with you. Hoe kan jy nie huil nie as die Here vir jou so dat jy kan trots wees. En vanmôre weet ek, die Here vat nie enige vrou vir 'n pastoorsvrou. Die enige vrou wat pastoor is. Hy gesteek. Halleluja. En vanmôre wil ek sê, you are Sarah's daughter. You have followed your husband to find a city whose builder and maker is God. It's life in a fishbowl, and sometimes it's dead. And if you do, and then if you don't. Sister, jy gee ons die lig van die en ons susters staan vanmôre so sonpanele wat ek van jou vol te hou. En ons sal nie altyd waardeer. Ons kan soms moeilik maak. Maar ek dank die Here dat dit wat hy in jou gesit het en dit wat hy in jou is, 'n sterkte aan alles. En ek waardeer jou vanmôre vir jou stand. Vir dat ek jou sien. Ons kyk nie die jongs nie, ons kyk nie die jongs nie. As God 'n werk gedoen het en iemand gestuur het, dan weet ek ook. En ek sê vanmôre, hou vas, hou aan, hou uit. Want dis wat die Here vir ons. En vanmôre wil ek so 'n bietjie uitgaan, Sarah het genoem van 1956 se moeders wat 100,000 geskap het. En ons weet ons waarvoor het hulle gestap. Hulle het gestap to inspire gender equality and women's empowerment and social justice. En vanmôre is ons dankbaar vir daai moeders. Maar weet jy hoe vanmôre hoe dankbaar is ek vir moeders wat so trane hier gelê het.
eer die Here. Vir ons widows en vermore is om te dink. Ek my susters, Frederik Meyer, en ek dink vermore aan Seymour, aan Duncan Ward. Hulle het hierdie gemeente gedra, dat die pastore was nie. En dit is wat die Here kan doen as hy vir jou gelief kom, want dan sit hy op die regte posisie. En ons gee vanmôre die eer, die lof en die dank aan hulle wat voetspore uitgeloop het. Wat trane nagte gestort het, deurgeput het, dat polisie moes gestuur is om hulle te kom stil maak. So kragtig was hulle in die Here. En ek bid vanmôre dat die Here vir ons op so sal oop, sodat ons ook, wanneer ons hier op hierdie mat lê en ons trane hier gooi, dat ek nie te vergeef sal word. Ek eer die Here vanmôre, wat hy kan doen in die toekoms van lig is. Ons gaan vanmôre terug na Spreuke 1 weer. Ons van ons skriflesing. Ek het eers by die mens begin word geskaap. Genesis. En God sê toe, Genesis 1:26. Maak die Here sy woord. God sê toe, laat ons mens maak volgens ons beeld, 'n afbeelding van ons, dat hulle soos konings heers oor alles onder die son. En God het die mens geskep na sy beeld, volgens sy eie beeld. Het God hulle geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Nou ek wil die vanmôre, kan my asseblief doen. Ek wil nie so terugvat toe die Here vir Adam gemaak het die eerste operasie plaasgevind. Want hy het vir Adam in 'n slaapplek verval. En ons weet mos as jy geopereer word, dan word die vermoorde in 'n slaap gesis. Sodat die dokter die operasie maar later die operasie uitgevoer om die wonderlike vrou te maak. Amen. Ons eer die Here. Ja. Want dit wat hy gedoen het. Ek noem my Spreuke 31 die beeld van 'n deegsame vrou, God se meesterstuk. Amen. En ek dank die Here. Toe hy die vrou gemaak het, het hy die so delikaat gemaak, dat hy, maar dat ek dit nou moet lees, maar, hoe het God 'n vrou aan mekaar gesit? God het 'n vrou geskep, hy het nie net stof van die aarde gebruik nie, hy het iets van sy eie hart in haar geplaas. Hy het haar gevorm met hande vol genade en haar asem gegee met sy eie lewensasem. Hy het vir haar 'n hart gegee wat lief het sonder voorwaardes. Selfs wanneer dit stikkend is, oë wat deur trane steeds die mooi na ander kan raak sien. Hande wat optel vir sorg en seën. Knieë wat weet hoe om te buig wanneer die wêreld te swaar raak om alleen te dra. Want ek het nie vraag geskep omdat die wêreld nog iemand nodig gehad het. Nee, hy het haar geskep omdat liefde 'n gesig moes kry. So u is liefde. Elke vrou wat hier sit, as uit liefde geskep, jy is nie sommer nie. Hy het trane in haar oë geplaas, nie as 'n teken van swakheid nie, maar omdat hy geweet het dat elke traan 'n gebed kan word, wat net hy verstaan.
Hy het haar skouers sterk gemaak. Nie sodat sy alleen moet dra, alles moet dra nie, maar sodat sy ander kan ondersteun, sodat hulle self weer kan staan. Tog verlang hy nooit dat sy alleen moet wees nie. Daarom fluister hy elke dag, as jy net mooi sal luister. Kom na my, ek sal jou sê. Daar is daar wat sy glimlag terwyl haar hart in stilte bloei. Daar wat sy almal moet inpraat terwyl sy self nog een keer wil hoor, die gaan ook wees. Maar selfs op daardie dag hou God haar vas. Selfs wanneer sy voel sy breek sy vader hande nie om haar nie. Elke litteken wat sy dra, ken hy. Hy skep alles. Elke gebed wat sy in die donker fluister, het hy gehoor. Elke traan wat op haar kussing geval het, het hy opgevang. En ons weet hy het opgevang in goue kruike. Elke litteken wat sy dra, ken hy. Elke gebed wat sy in die donker gefluister het, het hy gehoor. En wanneer sy dink sy is nie genoeg nie, kyk God na gebrokenheid. En hy kyk na sy dogter. En hy sê, my kind, jy is gelief. Jy is gekies. Jy is waardevol, jy is onvervangbaar. Liewe vrou, jy hoef nie perfect te wees om jou God liefde te word. Laat hom jou dra, laat hom jou heel maak. Laat hom die stukkies van jou hart optel wat niemand anders kan sien. Dit is waar hierdie bandjies inkom. Ons dink vanmôre aan borskanker vrouens, die stryd wat hulle moet stryd. Ek het amper 5 van my anties aan die dood afstand weens kanker. En ek dank die Here dat ons het 'n suster hier wat vandag stry met daardie stryd. Maar ons weet sy sal gesond aanraak. Want sy dien 'n lewende God wat die geneesheer is, wat haar in liefde geskape het. Ons dink vanmôre aan vrouens wat ge-abuse was. Vrouens wat die lyding deurgegaan het, wat nie 'n ander vrou ken nie. Die stryde en storms wat 'n vrou moet deurgaan, dan sit ons net hy mooi. Want ons moet wegskeep. Maar God wat die hart ken, weet waar jy gaan wees nie alleen. Hy sê jou waarde word nie bepaal deur ander mense se opinies nie. Onthou dit, vrou van jy is genoeg. Jy doen jou bes, jy maak 'n verskil. Bly net getrou, die God jou gemaak het. Vandag is 'n mooie dag, 'n vrouedag aan ons geskenk. Ons moet 'n lig wees. Vrouwemaand, se vrouens, die vrou is iemand soos Eva. Soms moet sy vergewe vir die appel wat sy nie moes eet nie. Wat soms word die verlies van haar Abel. Haar hart moes uithuil voor haar vader verander. 'n vrou is iemand wat so Spreuke 31 vroue soms moet vroeg opstaan en moet hard werk. Sy is ook iemand wat soos Martha partykeer alles wil gereed kry om Jesus te bedien. En soms rus sy net by Jesus se voete soos Maria. Terwyl Martha weerskaf rondom haar. Iemand wat soos Rut God kan kies voor alles. En almal en soms soos Rachel 7 jaar moet wag vir haar Jakob. En dan teleurgestel word. Soms kom sy ook soos Lia, dat sy net nooit goed genoeg sal wees vir haar man. Soms moet 'n vrou ook 100 jaar wag vir iets wat sy bitter graag wil hê, soos Sarah. 'n vrou is iemand wat soos Esther kan braaf wees en dit in haar het om 'n koningin te wees. Maar elke vrou wat is 'n prinses, want God die koning van alle konings is haar pa. My dogter, jy is nie net deel van my, jy is my hart. Wat weet ek nie? Mag jy altyd onthou hoe geliefd jy is, elke dag. God is liefde. Hy sê, ek sal jou nooit begewe
lewe of verlaat nie. En ons eer vanmôre die vrouens wat by die voete van die Here sit. Want dit is net die beste plek wat 'n moeder en 'n ma en 'n vrou kan wees. Nie by 'n man se voete nie, maar by God se voete. Op haar knieë. Nie dat ons mans minag nie. Maar God ons maak ons Vader. Ons Here aan hom bring. En ek dank U vanmôre ook dat hierdie woord vir U van stigting sal wees. Dat dit U dit sal herkou. En dink vanmôre as U by die huis sit, dat U as God se meesters. Hy het U gemaak 'n deesame vrou. 'n vrou van waarde. Hy is trots op dit wat hy gemaak het. En ons eer U vanmôre as vrouens. En ek eer U vanmôre die mans wat mooi agter hulle vrouens kyk. Wat hulle vrouens waardeer vir dit wat hulle doen vir die man en die kinders in die huis. Want 'n vrou se werk hou nooit op nie. Van vroeg tot laat. Voordat sy gaan slaap, moet sy seker maak die deure is toe. Alles is weggepak. Jou skoot is gewas. Alles is almal is oor. Om so netjies te wees. Wat beteken as ons oor en uitgeput? Dan maak ons maar net te van toe. En eer die Here vanmôre. Dat ons mans ons moet waardeer. Jong manne, wanneer jy 'n vrouens vra by die Here, moenie 'n vrou gaan soek nie, maar vra by die Here. Want hy kan jou vra. Moenie 'n man is 'n vrou in die straat gaan soek nie, vra by die Here. Want dan sal jy 'n skat hê wat jy sal bewaar en jou arm sal ontwrig. My moeder het so mooi gesê dat soms moet ons daardie skoene van ons mans aantrek. Ons doen dit elke dag. Wanneer ek kind hy, dan moet die man pa wees. Want dan moet die sommer met die pa praat. Hulle soek vir ma. Want ma het gedra en ma dra nog steeds. Sy is in staat om vir pa en kinders te dra. Want sy is gemaak. Die skepper uit liefde. En ek dank en eer die Here vanmôre dat die woord wat uitgegaan het, dat U dit op die hart staan ons geskryf. Eer die Here vir moeders, wat vir ons bid, wat vir ons instaan, waar ons kan gaan kla. Ek het nie meer 'n moeder die aan, maar die Here het vir my moeder gegee. Maar ek moet trots kan wees, want my ma het die Here gedien. En gees en waarheid. As ek ons herinner, hoe om ons in die kerk te gedra, hoe om ons in die huis te gedra as vrou, as moeder, as suster. En ek dank die Here dat hy vir my 'n moeder gegee het aan die land. Ek kan vir my opdra. Want ek het nie familie hierso. En die Here, ek wil vir U sê hoe het ek weer uitgekom. Ons het hier gewerk saam met Piet. En Suster Lena, kom ek nie vir my gegaan en die vrou was sy wat toe gaan. En sy sê vir my, ek bid nie oor kind. En my woorde was, ek kom. Ek kom. En ek dank die Here, by die huis kom vra, Here, gee vir my moeders wat ek kan bid. En wie daar in Atlantis huis kom, voel ek die moeder van 'n godvreesende vrou. En ek kan vanmôre met trots vra sê, ek is baie en op kort tyd het sy so in my hart gekry. Want die moederliefde wat uit haar hart uitstraal, is die liefde wat ek nog van dit is. 'n liefde vir almal se kinders. 'n liefde vir haar gemeenskap. Ieder en elkeen nou. Nie omdat sy weet wat is nie, maar omdat sy God vreesende is. En ek vra vanmôre die Here vir ons sal help om in sulke moeders ons te volg.
moeders, vir ons lewensdochters, dat daarom stap dat ons waardig stap. Ek sien dat Suster Martin se maat die voetspore uitgestap. My wat ons is, wat sy moeders en vaders stap uitgestap. Kom ons vader, kom ons wees, dat wat God ons voorgeroep het. Bidders, strijders, warriors, koninkryk van Jesus. Dank u, Jesus. Amen. Sy het vanmorgen gebring wat die Here op haar hart gelê. Ek kan niks byvoeg nie. Ek kan niks wegvat nie. Maar dank die Here dat sy gebring het wat ons vanmorgen moes gehoor het as Amen. Ek gaan vir bestuur vra. En vir ons vrou kom kies. En elke vrou na vore sal kom. Of staan waar hy staan, weet ek nie wat sal die makkelijkste is. Maar ek voel die Here moet vir ons vanmorgen as vroue, hy deersame vroue maak. Spreuke 31 van vrouw. Daar is hier en daar wat ons toch vier daar. Net die Here kan ons vanmorgen leid en sê gereed. Kan ek so vra, dankie aan Sarah, kan ek so vra die baas. As jy van die moeders is wat hier is, vanmorgen, en jou kinders, of die kind van jou, of relative van jou is hier so. Kom staan gewoon by jou ma, of by jou sister, of by jou. Die naam Eva beteken letterlik moeder. En Jesus hang op die kruis van Golgotha. En een van die kruiswoorde wat hy uiter, gee 'n instruksie aan sy geliefde disipel Johannes. Hy sê, seun, haar is jou moeder. En hy sê vir haar, moeder, daar is jou. Die purpose van hy kruiswoord is op die kruis in sy toestand waarin hy was, het Jesus die familiestruktuur wat in Genesis deur die sondeval verbreek was, het op die kruis herstel. Families, die familiestruktuur is deur God verorden. En daarom is dit vandag nog iets wat deur Satan vernietig word. En dit is hoekom ons gevalle kry
dat in 'n huis is daar verhoudinge wat verbrokkel is. Pa praat nie met seun nie, dogters maak net soos hulle wil en hulle luister nie meer. Daai tipe van goed gebeur nou, want die familiestruktuur is konstant onder die aanval van die Satan. En ek wil hê ons moet vanmôre as 'n lighuisfamilie wil ek vanmôre hê ons moet die troon van God nader. Ek wil vra dat jy sal staan vir my broers. Net daar waar jy sit, staan net vir my. En ons gaan die Here vanmôre vertrou dat die restoration wat op Golgotha uitgespreek was, dat dit nou 'n werklikheid sal word in die kerk nou. Ek dink jy glo my nie die babas. Ek vertrou nou die Here dat die woord wat Jesus gespreek het op die kruis, dat dit nou weer 'n realiteit sal word. En dat elke kind sy moeder sal vind en sal weet, hoorie, al is jou ma nie meer hier nie, al is jou ma gesterwe, in die geestesrealm restored relationships verloor, sodat jy kan word 'n beter vrou, 'n beter ma, maak nie saak